Ek wil jy met saam te gaan na 1 Samuel 2 vers 8. 1 Samuel 2 vers 8. En ek weet ons gaan nou in 'n tyd in waar mense wil relax en almal wil 'n bietjie terugsit en en 'n bietjie kalmeer. Maar hierdie boodskap vandag wil ek u mee challenge vir oggend. 1 Samuel 21 vers 8 en Dawid sê vir Abimelech: Is hier nie 'n spies of 'n swaard by u nie? Want ek het my swaard sowel as my wapens nie met my saam met my saamgeneem nie, omdat die opdrag van die koning dringend was. Dawid moes haastig maak. Die Engels sê the king's business requires haste. The king's business requires haste. Dawid is onderweg op pad om in 'n geveg betrokke te raak. Die vyand te agtervolg en hulle volg hom en hy hardloop in die tempel in. En hy gaan na die priester toe en hy sê, is hier nie iets waarmee ek kan veg nie, want in my haas vir die koning se opdrag, in my haas met sy opdrag, het ek nie my wapens by my gehad nie. Want ek is so besig met die koning se besigheid, se opdrag, dat ek 'n wapen nodig het. En die priester het seker gesmaal en gesê, ja Dawid, hier's net een wapen in hierdie tempel. En hy sê, dit is die swaard wat jy hier ingebring het, die dag toe jy Goliat oorwin het. In die tempel gaan sit het. Hy sê, daar is nog die swaard van Goliat in die tempel. En Dawid het hierdie swaard gevat van Goliat. Maar die punt wat ek wil maak, ek wil fokus op die laaste gedeelte van daai vers, wat sê, ek moet met die koning se opdrag is dringend. Die koning se opdrag is dringend. En ek glo dat ons koning se besigheid is dringend. Die koninkryk is dringend. Die Bybel sê dat van die dae van Johannes die Doper word die koninkryk bestorm en bestormers gryp dit met geweld. En so ek glo in die kerk van Jesus word daar 'n dringendheid losgelaat oor ons geplaas vir die posisie waarin ons vandag is, vir waarin ons lewe, wat rondom ons aangaan. God se besigheid is nie opsioneel nie. Dis dringend. Dis dringend. There's an urgency about doing God's things, about living in this kingdom, about being a church. Het gaan oor Jesus Christus, nie oor my nie, nie oor politiek nie, dit gaan oor sy koninkryk. Die wêreld het 'n dringendheid rondom homself. Die vyand het 'n dringendheid om homself, maar die kerk het nodig om 'n dringendheid te hê rondom die dinge van God. God se agenda is nie 'n sekondêre ding in my lewe nie. Dis nie soos 'n bykos, dis nie soos 'n slaaitjie. Dit is die hoofgereg van ons lewens. 'n Christen opereer in 'n duistere wêreld, in 'n donker omgewing, om soos 'n lig te skyn. Ons oorwinnings en ons mislukkings dien 'n groter doel in ons lewens. Ons het dit vanoggend gesing. I'm gonna dwell in the house of the Lord forever. Amen. I'm going to dwell in the when he finds me, I will be busy with the kingdom's things. Die koning se besigheid vereis
dringendheid. Ek praat ook oor die dringendheid van die uur. Het jy al agtergekom, daar is 'n absolute pressure vir die tyd waarin ons nou lewe. En daai verantwoordelikheid om vir God te lewe, het op ons kom val. Is op hierdie generasie wat nou leef. En ons het nodig om dit wat ons so besig hou, veral nou. Mens is ongelooflik betrokke en besig in dinge rondom jou. En veral in hierdie tyd. En die vraag moet ek vra, is ek besig met my Vader se besigheid of is ek besig met die wêreld se besigheid? Selfs Jesus, toe hy 12 jaar oud was, sal jy onthou, sy ma wat aan angs na hom begin soek het na 3 dae, wat hulle hom nie gekry het nie, toe vind hulle hom in die tempel besig om die skrifgeleerdes te leer. En hulle kom daaraan en Jesus kyk hulle eintlik so snaaks aan en hy sê vir sy ma, het jy nie geweet dat ek met die dinge van my Vader moet wees nie? Die engel sê daarso, why do you look for me? Do you not know that I must be about my Father's business? I must be about my Father's business. Our lives is about God's business. Amen. Wanneer ons hierdie aarde verlaat, gaan ons nog steeds besig wees met die Vader se besigheid, met die Vader se beginsels, met die Vader se koninkryk. You are already working for the King. Sy koninkryk is ons prioriteit in ons lewe. En elke gelowige se werk vandag is om God te dien met oorgawe. Om die verlorenes te red, om siele tot bekering te bring. Kan ek 'n amen kry? Om die koning van God te vestig waar hy ons geplaas het. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, want ons is medewerkers van God. Ons gaan nooit aftree nie. Jy kan nie aftree wanneer jy met God se dinge besig raak nie. Amen. Nie eers as jy doodgaan, gaan jy aftree nie. Dan gaan ons eers werk. But it's good business. It's the Father's business. He started it in the beginning and he will complete it until the end. En as jy 'n besigheidspersoon is en jy maak jou besigheid sy besigheid, is jy besig om die werk van God te doen op hierdie aarde. En ons moet begin opereer in 'n sin van dringendheid, want die dag ons lewe in 'n tyd waar daar nog so baie vir die kerk is om te doen. Veral in die tye waarin ons nou lewe, om besig te wees met God se dinge, nie met my dinge nie. Dinge wat ewigheidswaarde in jou lewe het. Die koning se besigheid sê dat die klok is besig om te tik. Dis tyd om wakker te word oor die taak wat voorlê. God is not finished with the church. God is ook nie klaar met jou nie. Ons moet in 'n dringendheid moet ons worship. Ons moet met dringendheid moet ons dien. Ons moet met dringendheid moet ons bid. Ons kan nie net inkom en kerk speel nie. Kan ek 'n amen kry? Omdat ons 'n dringendheid het, want daar is mense
wat hel toe gaan. Hy het ons geroep om die wat gebroken is van hart te genees, die wat in kettinge vasgebind is, in vryheid uit te stuur. Wat vasgevang is, vryheid oor hulle te roep, om siele tot bekering te bring, om sonde aan te spreek in ons lewens, en om vergifnis te gee vir mense. Ek glo dat ons gaan in 'n tyd ingaan van groei. Vir die kerk. Kan ek 'n amen kry? Ek glo daar kom 'n wakker wording van die liggaam van Christus in hierdie tye waarin ons in beweeg. Ek glo 2026 gaan 'n bedrywige jaar wees vir die koninkryk. It's gonna be a good thing to be busy. Do you know it's good to be busy? But it's even better to be busy with God things. God in my house, God in my family, God in my work. Jy sien, die Bybel sê dat die duiwel het 'n dringendheid rondom hom. Want hy weet sy tyd is min. Kyk hoe operate hy. Openbaring 12:12 sê, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Het is goed om die duiwel se elke nou en dan te herinner dat sy tydjie raak klaar. En omdat hy weet, het hy, die Bybel sê, het hy met 'n groot woede neergedaal, want hy weet sy tyd is min. Hy stuur sy sterkste en sy booste demone en magte, en hulle het 'n dringendheid, luister hierso, om jou te slag, te steel en van jou te verwoes. Hy wil families breek. Hy wil huwelike laat verbrokkel. Hy wil jou vasgevang hou en besig met ander dinge behalwe God se dinge. Hy hou jou vasgevang in wêreldse dinge. En die Here het nie 'n don't care houding. Die duiwel het nie 'n don't care houding met sy bedoelinge vir jou nie. Hy het 'n dringendheid rondom jou lewe. Sy dringendheid is duidelik. Johannes 10:10, soos ek gesê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Wat gaan ons doen as Satan kom? Gaan ons net daar in die donker sit en wag en relax? Of gaan ons die lig aansit, besig word en gevang word, besig met die dinge van ons Vader? Ek wil vir jy sê, die demone van Satan het nie 'n rustige tyd nie. Hulle het nie 'n kalm baas nie. Want Satan vereis dringendheid om sy besigheid te doen op aarde. So glo ek dan ook dat die kerk van Jesus Christus kan nie casual wees, kan nie lauwarm wees in 'n tyd soos hierdie nie. Amen. We must be about the Father's business. Satan is ernstig rondom u, met u familie, met u. Jesaja 5:14 sê, daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat. Die hel is honger vir siele. En hy vat die kerk van Jesus Christus aan. Maar ek het 'n belofte waar die woord van die Here sê, wanneer die kerk staan op die rots
wat Jesus Christus is, sal die poorte van die doderyk dit nie oorweldig nie. Nie met al sy aanslagte, nie met al sy ywer, sal hy God se poorte kan toemaak nie. Dis interessant, en die kerk word aangeval. Jy weet, in Amerika word daar omtrent 10.000 kerke 'n jaar gaan net dood, gaan net sterf. Maar duisende moskeeë word opgerig. Wat gaan ons doen as 'n kerk? En ek glo daar is 'n plek wat die hemel genoem word. Maar ons moet nooit vergeet dat daar 'n hel is, Seol is, in die kerk nie. Daar is 'n plek waar die dode heen gaan, die onderste put. En Jesus waarsku ons, dat as jou naam nie geskryf is in die boek van lewe nie, sal jy in die poel van vuur, of in die oordeel van God, gewerp word. Openbaring 20 vers 15 sê, en as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Jy weet, dit is hoekom God se besigheid dringend is op aarde. Judas, daar's 'n versie in Judas 1 vers 23, hy sê, ruk hulle uit die vuur uit. That's the attitude that we need to have. Judas 1:23 sê, maar ander moet julle met vrees red. Daar moet 'n dringendheid wees, met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. Ek weet nie van u nie, but God set me on fire. Set me on fire. Not lukewarm. Nie rustig. Nie afgetree. Here, maak my 'n vuur in die koninkryk. Help my om as dit moet mense uit die vuur van die hel te ruk in hulle lewe. Ek is nie daar om 'n dummy te wees vir iemand om aan te suig nie. Ek is daar om hom te red. Doderyk staan reg om jonk en oud, tiener en ou mense in te sluk. Sy keel is wyd oop, sê die Bybel, maar Judas sê, ek soek 'n generasie wat hulle uit daai vuur uit sal ruk. Die hel is nie op 'n sabbatical nie. Families en kinders is op hierdie oomblik onder 'n aanval. En hy sê, kom, ons gaan kry nog meer siele. En hy het 'n dringendheid met sy helse besigheid. En daai dringendheid bespeer ek nie altyd tussen die kinders van die Here nie. Ek hoop my prediking vanoggend provoke u. Challenge jou. Want almal van ons is op pad na ewigheid toe. En jy gaan of hemel of hel toe. En dis waar vir jou, dis waar vir jou huis, dis waar vir jou familie, dis waar vir die wêreld en dis waar vir die vyand. Daar is iets wat jou moet gryp wanneer ons oor die hemel en die hel praat. Daar is 3 redes hoekom ons dringend moet wees. Eerste rede, ons is konstant onder die aanval van die vyand. Daar is geen tyd in jou lewe waar jy nie onder 'n aanval gaan wees nie. En daar is geestelike magte. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie.
En die aanval kom van buite. En die Satan wil ons laat fokus op die dinge wat ons moet keer en die dinge wat ons moet hanteer en dinge wat van buite afkom. Hy wil hê ons moet so plat geslaan word dat jy net ge-worried is oor jou en jou huis and that's it. But there is a bigger kingdom than we. It is God's kingdom. It is His family. It is His cause and His kingdom that is the most important thing in my life. Dis waarvoor ek lewe. Ek lewe nie vir myself nie. Ek lewe vir my koning. Nie net is daar 'n uiterlike aanval nie, maar daar is 'n innerlike roeping in ons lewens. Nie net kom dinge van buite af nie, maar daar is 'n innerlike roeping van God in my lewe wat belangriker is as die dinge wat rondom my aangaan. What's going on inside is more important what's going on the outside. En ek wil vir jou sê, jy het 'n groter roeping op jou lewe as die aanvalle wat jy moet trotseer. Daar's 'n belofte dat jy en jou hele huis gered sal word. En daai belofte is groter as die planne van die vyand. Sê bietjie agter my aan, my en my huis, ons sal gered word. Kan ek 'n amen kry? Aanval is reël, maar so ook is die roeping van God in ons lewens. En toe die hel met al sy uiterlike aanvalle op my gekom het die innerlike roeping van die Here opgestaan. En ek het vir die duiwel gesê, as jy dink, jy gaan my stop met uiterlike dinge, wil ek vir jou sê, ek is nou nog meer gedetermineerd om vir God te lewe. Kan ek 'n amen kry? I'm gonna go harder. En ek weet daar moet 'n dringendheid wees by die wat geroep is deur God. Wat ons almal is. En daar is 'n tweede rede hoekom daar 'n dringendheid moet wees, want die Bybel sê, die tyd is min. Die tyd is nie net min vir Satan nie. Luister, die tyd is min vir ons. Die tyd is min vir die kerk. Ons het beperkte tyd. Ons is besig om uit tyd te hardloop. En ons sien wat in die wêreld gebeur. Ons hardloop uit tyd uit as ons sien dat het gesien hoe maklik AI die wêreld kan oorneem. En dis amazing dat die Bybel al hierdie goeters alreeds voorspel het in Openbaring. Dat jy al reeds in 'n stelsel is waar jy nie kan koop of verkoop nie. Sonder dat jy na gekyk word nie. Onthou jy vir COVID? Jy mag nie op 'n vliegtuig geklim het as jy nie 'n inentingssertifikaat het nie. Jy mag nie, onthou jy die winkels het sulke toegedeeltes gehad waar jy nie goed mag gekoop het nie. En ons het gesien hoe maklik dit is en hoe gereed die wêreld is vir 'n eenwêreldorde. Hoe 'n ekonomie maklik beheer kan word. Die nasies van die wêreld word so geskit op hierdie oomblik. En Openbaring se profesie word vervul. En die ding is, ons het beperkte tyd. Ons het beperkte tyd en daar behoort 'n konstante dringendheid te wees met elke geleentheid om mense na Jesus te lei.
Hebreërs 11 met die geloofsreëse sê die Bybel dat hulle noem hulle 'n wolk van getuies wat terwyl ons hardloop en deelneem aan hierdie wedstryd, want hierdie is 'n wedstryd. Hy sê terwyl ons deelneem, is daar 'n wolk van getuies wat they are cheering us on. They are cheering us on. My ma is een van hulle. Sy's een van die geloofsreëse. Kan ek 'n amen kry? As sy vroeër geleef het, sou sy ook in Hebreërs 11 geskrywe gestaan. Die Bybel sê, hulle sal neerkyk op die finale generasie op hierdie aarde. En ons dringendheid met die dinge van God sal hulle dit aancheer. Cheer us on. Hierdie is nie die tyd om gemaklik te word. Dis nie die tyd om te val. Dis nie die tyd om lou warm te brand vir die Here nie. Die oë van ewigheid is op ons en die hemele het 'n verwagting. Ja. Hoe sal ons hardloop? Hoe sal ons aanbid? Hoe sal ons dien? Hoe sal ons lewe? Hoe sal ons gee? Hoe sal ons opoffer? Die koning se besigheid het dringendheid nodig. Hierdie besigheid om vir Jesus te lewe. Ek weet nie van nie, maar daar is 'n dringendheid om my kinders te leer. Daar's 'n dringendheid om mense rondom my te vertel van Jesus. 'n Dringendheid om die woord van God te leer. Daar's 'n dringendheid in Eksodus 33, terwyl Moses van die toneel begin verdwyn, gaan hy tempel toe. En toe al die jong manne al reeds weg is, huis toe, uit die tempel uit, het daar een jong man oorgebly, wat die dinge van God ernstig opgeneem het in sy lewe, en dit was Josua. En Josua het sy generasie gedien met ywer. En ek wil sê van hierdie generasie wat nou op die aarde is, we need to get with it. Dit is nodig om wakker te word. Dien God met blydskap. Amen. Bring offers. Doen opofferinge, vas, bid, commit yourself, consecrate yourself. Kry 'n las vir siele, kry 'n dringendheid in jou gees vir die Vader se dinge. En as jy hier ingekom het, gedink het jy gaan mooi sagte, kalmerende jaareinde boodskapie kry, was dit seker die verkeerde plek. Maar ek glo hier gaan mense hier uitstap met 'n dringendheid in hulle hart, in hulle siel. Ons moet ons hele familie gered kry. Ek wil God sien genees. Ek wil wonderwerke weer sien. Kan ek 'n amen kry? Wil die teenwoordigheid van God ervaar in hierdie tye waarin ons ingaan. Ek wil gebroke harte sien genees. Ek wil mense sien draai na die Here toe. Ek wil vir u 'n liefde gee vir die dinge van God. 'n liefde vir God aanwakker. Vir God se huis. Vir God se koninkryk. Want as die kerk opstaan met die Vader se besigheid, sal die poorte van die doderyk dit nie oorweldig nie. Amen. En al is daar duisternis, selfs diep duisternis, sal die lig opkom. En Gideon
se weermag. Daar was 'n verskil tussen die 32.000 manne wat gevolunteer het en die 300 wat uiteindelik beklei het. Maar toe die Midianiete kom en hulle oes te steel en hy 'n oproep doen en die Here hom kry in 'n parskei besig om weg te kry, sê die Here vir hom, Gideon, my dapper held. Terwyl die mannetjie daar wegkruip, want God kyk nie na jou soos jy jouself sien nie, maar hy kyk na jou soos hy jou sien. En weet jy hoe sien God u in hierdie tyd waarin ons lewe? Soos 'n dapper held. Hy het jou nie geroep as 'n casual Christian nie. En Gideon roep die manskappe en 32.000 op, maar God sê nee, julle is te veel. En God vat die 300 manne wat 'n dringendheid het rondom wat hulle moet doen. Die wat kniel en terwyl hulle kniel om water te drink, dat hulle oë hou op die vyand. En die Here kyk na die wat drink en besig is om die vyand te soek. Die ander vat hulle monderings en sit dit neer en hulle gaan en speel in die water en drink lekker water en dink aan hoe lekker dit is. Daar's ander manne, 300 van hulle, wat kniel en drink en kyk. En die Here sê, dis die ouens wat ek wil gebruik. Hulle is die ouens wat die oorwinning gaan hê. Dis die ouens wat 'n dringendheid in hulle gees, in hulle siel het vir die dinge van die Vader. Iets seker nog nie gesien nie, maar ek het 'n hond, sy naam is Choppy, Jack Russell. Dis 'n bedrywige mannetjie. Choppy het ongelooflike vermoë. Hy kan drink en knor op dieselfde tyd. It's amazing. As hy water drink en hy tongetjie slurp so die water, dan sê hy, o, daar besig om te scan, om te kyk of Bullet naby is. En as Bullet naby kom, hy's agter hom, hy kan hom nie sien nie. As Bullet nader kom, dan begin daai hond, hy drink en knor op dieselfde tyd. Ek of hy sê, Choppy sou seker gekwalifiseer het as een van hierdie 300 ouens. Hy het 'n ywer in sy hartjie. Jesus roep sy disippels, terwyl Jesus loop, en hy loop verby hulle, en hy sê die volgende vir hulle. Hy gee nie 2 woorde, hy sê, volg my. En die Bybel sê, hulle het alles gelos, die nette net so gelos, en hulle het hom gevolg. Want die koning se besigheid is belangriker as my besigheid. En my besigheid is om God se besigheid te doen. En as ek nie God kan eer in daai besigheid van my nie, wil ek niks daarmee te doen hê nie. En onmiddellik, wanneer God jou roep, los jy onmiddellik al die ander dinge en jy sê, ek soek eers die koninkryk van God. Dis nommer 1 in my lewe. En sy geregtigheid. En dan sê hy, al die dinge sal bygevoeg word in my lewe. Ek onthou toe God my geroep het, as 'n jong seun, het ek onmiddellik gereageer en gesê, ja Here. En ek het geweet, ek gaan die res van my lewe, gaan ek besig wees met die Vader se dinge. As u hierdie 'n besigheid kan noem, die kerk is definitief nie 'n besigheid nie. Maar I knew I was going to be busy with God's work. Iemand het gesê, die man wat jy kan vertrou. Verlede week het iemand dit vir my gesê, the person that you can really trust is the person that loves God. A man that you can trust is a man that loves God and a man that loves God's church.
You can trust that man. Ek wil hiermee afsluit. 'n Plaag het Israel getref, God se toorn, se oordeel. Duisende mense is besig om te sterf en Aaron sien die plaag besig om die mense uit te wis. Die skrif sê dat God hom bevel gee om 'n vuurpan te vat met vuur van die altaar en te hardloop met daai pan en te gaan staan tussen die dooies en die lewendes. En ek wil vir julle sê, vandag is daar 'n plaag wat uitgebreek het in die wêreld. En God roep ons om die vuur van God te vat en daarmee te hardloop en met sy vuur te gaan staan tussen die lewendes en tussen die dooies. Numeri 16 sê, Moses sê vir Aaron, neem die vuurpan en gooi vuur van die altaar daarin en lê reukwerk daarop en bring dit gou na die vergadering en doen versoening vir hulle, want die toorn van die Here se aangesig het uitgegaan, die plaag het begin. Toe neem Aaron dit soos Moses gespreek het en hardloop onder die vergadering in en kyk, die plaag het al onder die volk begin en hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen vir die volk en terwyl hy tussen die dooies en die lewendes staan, het die plaag opgehou. Die plaag hou op wanneer ons staan met die vuurskottel van God in ons hand in hierdie tyd waarin ons leef. En dis wat God wil hê dat sy kerk moet doen. Om God se werk met 'n dringendheid te doen in 'n tyd waar mense hel toe gaan. Kan jy gaan staan tussen die lewendes en die dooies as jy hierdie uitstap? Met 'n vuur wat brand vir God. Kan jy uitstap in jou werk in met 'n vuur van God wat brand? Nie vir jou werk nie, maar weet dat jy is daar om 'n lig te wees vir daai werk. Om uit te stap met 'n vuur wat in jou hart brand vir jou huis, vir jou familie. Jy sien, die Vader se besigheid is oral. God se besigheid is in 'n kroeg. Dit is by die werk. Dit is in die markterrein. God se besigheid is in die tronk. So gaan staan daar met jou vuurpan en die plaag sal ophou. Wie van u wil vanoggend sê, Here, gebruik my in u werk, vir u besigheid. Gebruik my, maak u besigheid my besigheid. I must be about the Father's business. I am more about his business than anything else in this world. Nie saam met my opstaan nie. Ek wil besig wees met die dinge van die koninkryk. I want to stand before God with fire. I want to stand before him with grace and mercy in a generation that is dying, going to hell. Here, steek hierdie kerk aan die brand. Met 'n las vir siele. Steek hierdie kerk aan die brand, elke persoon om sy huis te red, om sy familie te gaan staan, en elke besigheid om u te eer en lof aan u te bring. Ons koppel onsself, Here, aan u koninkryk, aan u werk. En gee vir ons 'n dringendheid in ons hart soos Jesus gehad het, om besig te wees met die dinge van sy Vader. U koninkryk, Here, is ons koninkryk.
Die besigheid is ons besigheid. U is in die besigheid van siele. Bid Vader dat al hierdie stoele wat leeg is, sal vol raak. Ek bid Here dat hier nie plek sal wees in hierdie huis nie. Kan die gemeente amen sê? Yes, die Here seën jou. Die Here gaan met u.